Ons wil al ons kykers weer terug verwelkom. En ek hoop julle gaan hierdie ene geniet soos julle die ander video's geniet het. Want ek sien die wat gekyk het almal omtrent likes gegee. So ek hoop dit gebeur by hierdie ene ook. En vandag gaan ons bietjie kyk, wat is die voordele om Jesus se karakter na te streef? En wat is die nadele om dit te verwerp? Ja, dit is 'n baie belangrike punt wat ons vandag gaan bespreek. Net soos die vorige een, eintlik is almal baie diep rakend Ja, en dit is net ongelooflik hoe die Here lei. En kom ons vra die Here se leiding. die ons leef ons ook maak met 'n gebed. Ons hemelse Vader, hier waar ons na u wet gaan kyk, wil ons vra dat u asseblief deur die Heilige Gees hier teenwoordig sal wees, dat u ons gedagtes en elke woord wat ons spreek sal lei en inspireer, en ons bid dit alles in die wonderbare naam van ons Here Koning Jesus. Amen. Amen. So, Daar is hy. Kom ons kyk gou-gou. Ons moet begin om te verstaan, wat is sonde? wat is die Bybelse definisie? Ja, Wat sê die Bybel vir ons? Die sonde is die oortreding van God se wet. ja. En daai een sê, Geen wet, geen sonde. okay, geen wet, geen oortreding, geen sonde, en dan het ons geen behoefte aan Jesus of sy genade nie. Dis nie nodig nie. Dit is nou net sowel die wet is van die land is ook nou weg. En ek gaan en ek pleeg moord. As hulle my nou kom vang en hulle sit my in die hof, wat gaan hulle teen my gebruik? Hulle kan niks aan jou doen nie, want jy het nie 'n wet Want oortree daar's nie nie. 'n wet oortree nie. Ja. En dit wys jou eintlik die belangrikheid van die wet. Daar moet 'n wet wees. Ja. Anders is daar geen sonde nie. Johannes 14 vers 15 sê, is dit 15? Ek dink is 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Met ander woorde, wat is daai gebooie? Dit is God se karakter, nê? As ek Jesus liefhet, moet ek sy karakter lief hê. Ek kan hom nie lief hê en sy karakter nie lief hê nie. Ja, nee, dit werk nie. Ja, so as ek Jesus wil volg, dan moet die Jesus se karakter saamkom. Ja. Dit is 'n pakket wat ek moet vat. Hy is sy karakter. Ek is my karakter. As ek 'n lelike karakter het, hou jy nie van my nie. As ek 'n mooi karakter het, hou julle van my. Ek hoop julle hou almal van my. Hoop ons het mooi karakters. Ja. So, dit is hoe eenvoudig dit is. Geen wet nie, geen oortreding nie. Geen wet nie, geen sonde nie. En waarvoor bid jy dan? Wat het Jesus ons geleer bid? Ons Vader wat in die hemel is, en dan eindig hy deur te sê, vergewe ons sonde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Maar as daar nie 'n wet is wat daar nie 'n wet is nie, dan vergewe. Daar is daar niks om te vergewe nie. So jy loop op baie gevaarlike terrein om te sê Jesus se karakter is weg. Ja. Het God tydens die ou verbond altyd sondaars se gebede verhoor? Nou ons praat nou van die ou verbond, nê. In die vorige video het ons gewys van die lammetjie wat daar by altaar lê en langs hom die kruis van Jesus, die lammetjie wat 'n tipe was van Jesus wat vir ons gaan sterwe. Die lammetjie was die ou verbond wat gekyk het na Jesus wat gaan kom. Die nuwe verbond is Jesus wat amptelik gesterf het. En ons het daar net vir die mense wat nog nie na die vorige video gekyk het nie, kan ons net sê daai tweede, daar is eintlik nie 'n verskil tussen die twee verbonde nie. Al twee verbonde het ons was die bloed van die lammetjie wat ons gered het, en 'n nuwe verbond is waar die bloed van die regte lam Jesus ons nou gered het, ja. Kom ons lees gou hier. Die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat 'n skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie. So in die ou verbond, as jy 'n sondige lewe lei, dan skei jy jouself maar ek praat nou van 'n doelbewuste sonde. Wat jy net sê, ag, border dit, ek sal ander gode dien. Dit is nie 'n sonde wat in 'n swakheid van 'n oomblik gedoen word, waarvoor, want hulle het ook die genade gehad soos ons die genade gehad het. 'n perfekte voorbeeld is wat ons die les wat ons deurgegaan het so rukkie terug,
van Josua 7, die genade van God wat mooi uitgewys het van daai verhaal van Josua 7. Want kyk die Israeliete, hoe dikwels het hulle die pad byster geraak en dan het hulle berou en wat het hulle gered? Die genade van Jesus wat gekom het en hulle weer gered het. So hulle het die wet gehad, hulle het hom oortree, dit het 'n skeiding gemaak tussen hulle en hulle God, maar die genade was altyd weer daar wanneer hulle terugkom. Maar solank as wat hulle daai wet doelbewuslik oortree, dis waarvan hulle hier praat, ja. Was daar 'n skeiding tussen hulle en hulle God en het hy hulle nie gehoor voordat hulle berou gehad het nie. Nou, onder die nuwe verbond, beantwoord God hier ook ons gebede al sondig ons? Kom ons sien hierso, Kom ons kyk. Baie mooi. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is vir hom. Wow. En as jy hom nou omswaai, daar hy teenoorgestelde, as jy sy gebooie nou nie doen nie en dit nie bewaar nie, dan gaan hy nie na jou luister. Dan gaan jou gebed nie beantwoord word nie. So met ander woorde dan sal weer 'n skeiding. Presies soos in die ou verbond. Daar's nie regtig 'n groot verskil tussen die nuwe en die ou verbond nie. Alhoewel baie mense dit nou twee aparte dinge doen. Twee Bybels, twee verskillende evangelies wil maak. Daar is waar Jesus dit met sy eie vinger geskryf het en hy het gesê verwerp dit, dan verwerp jy my karakter, want daai is Jesus se karakter. Ek kyk nou so na daai prentjie en nou dit is 'n totale ander prentjie as wat ons vroeër gesien het, jy weet. Nou dink jy vir jouself, hoe moes dit werklik gewees het? Ek wonder. Toe Jesus daai met sy vinger skryf het, wat dit nie, hoe dit nie gelyk het. Weet jy, ja, ek dink nie daar's die beste kunstenaar gaan dit nie kan weergee nie, want dit was 'n glorie. Ja. Die aarde het gebrand en gerook en hy ek meen dit is 'n glorie wat jy nie na kon kyk nie. En toe hy dit daar, ek dink dit, maar ons sal seker eendag in die hemel sal ons kan beleef. Ja, dit beleef, of kan hoor hoe dit was. Kan daar waarheid wees in iemand wat God se volmaakte wet verwerp? Ek sê nee. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Die prentjie wys dit ook baie duidelik, né? Ja, ek moet vir ons luisteraars sê, kyk daar. Hier is ons skrifgeleerdes, nê? En hier is sy gemeente. Met 'n selfie. en almal hang aan sy lippe in plaas van dat hulle aan Jesus se lippe hang. Kom ons kyk gou-gou. En hierin weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Draai hom voor. As jy hom omdraai, as jy sy gebooie nie bewaar nie, dan ken jy hom nie. Hoe duideliker kan hy kom? Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Nou, ja, so daai ouetjie is 'n leienaar. En nou leer hy ook nou die mense so. Ja, as daai ouetjie die sê die wet is aan die kruis genaal, dan is hy presies wat daai prentjie nou vir ons uitwys daar. Laat my nou dink daarso. Ons lees in Matteus 7 vers ek gaan van vers 21 af lees. Dan lees hy hierso. Dit is nou hierdie is sterk woorde, streng woorde, want hy sê hierso nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Stop net eers daar. Daai ene is want almal sê ek's 'n kerksmens. Ja. Ek glo. Wat beteken dit? As jy Jesus volg, beteken dit iets. Ja. Kan jy gaan aan? Ja, nie maar ja, sal nie ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie. En hierso kom daai woorde tevore. Lees hom vir ons daai volgende vers in die nuwe vertaling. Want die nuwe vertaling sê hom duideliker as die ou vertaling vers 23. Ja, normaalweg verkies ons die ou vertalings, maar hierdie spesifieke teks is baie mooi gestel in die 83 vertaling. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Wow. Wow. Gaan weg van my af. Maar wat die punt hierso is
Hy het eers vir hulle gesê, baie sal daai dag sê, ons het wonderwerke gedoen. Ons het duiwels uitgedryf. Ons het op die grond geval. Ons het rondgerol. Daar het skuim uit ons monde gekom. Ons het gelag. Alles in U naam. Dan sê hy, ek het julle nooit geken nie, want julle sê die wet is weg. Die wet is aan die kruis genaal. Die wet was nooit aan die kruis genaal nie. En hierdie is nie ou verbond nie, dis nuwe verbond. Nuwe verbond, ja. Ja. Iemand het al vir my gesê, eintlik my seun het vir my gesê, ek moet net nie sê I rest my case nie, maar ek moet dit hierso sê, want met daai kan ek sê I rest my case. Maar kom ons gaan aan met my case. Kan iemand wat die koninklike wet verwerp deur die hemelse poorte gaan? Onthou die vorige ene, ons het hom geëindig met daai vers wat sê jy gaan ingaan in die poorte wanneer jy die gebooie bewaar. Ja. En hierdie vers sê hierso in Openbaring 14:12, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Ja. So hierdie eerste teks identifiseer nou Jesus se kinders. Nou sê hy in die tweede teks, vers 22, vers 14, dis 'n hele ander plek. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Okay, dit is nou nie die gebooie bewaar nie, dis die gebooie doen. Dis nie tweede teks wat ons nou lees wat sê doen. Die gebooie doen. Met ander woorde, jy moet dit uitleef. Jy moet Jesus se karakter op jou dade wees en dit moet in jou jy moet in sy rein voetspore wandel en sy edel karakter moet in jou voorkop wees. Ja, so as jy sê jy's 'n ware Christen en jy volg vir Jesus, dan moet jy dit wys. Ja, jy moet dit uitleef. Jy kan nie sê jy's 'n Christen en nog steeds aangaan om te steel en nog steeds aangaan om te hoereer en nee, jy moet wys. Hoe wys jy? Jy doen wat die 10 gebooie wys dit baie mooi uit vir jou. Ja, perfek. Uit liefde, daai liefde wat jy uitleef. Ja, dis die poorte waar ek eendag wil deurgaan. Ja. Dit is my strewe en ek gaan want ek volg Jesus. Ja. En as jy Jesus volg en in sy voetspore wandel, dan gaan jy reguit na daai poorte toe, nê. Satan se vervolg, hierdie is baie belangrik. Sy vervolging is nie teen ons regtig nie. Dit is teen Jesus. Ja. En as hy ons seermaak, dan is dit omdat hy Jesus wil seermaak. Hy haat Jesus se karakter. Hy wil Jesus se wet weg hê. So as jy sy karakter uitleef, dan wil hy daai karakter dan val jy in dieselfde kategorie as Jesus en dan word jy ook gehaat. En teen wie gaan die vervolging wees? Teen hulle wat in Jesus se rein voetspore wandel en sy edel karakter in hulle voorkoppe en op hulle die regterhand en op die voorkop wil hê. Dit is hulle wat hy haat. Dis hulle wat hy wil uitwis, want hy haat vir Jesus. En ons moenie Jesus se beeld uitstraal nie. En die draak Satan was vertorend op die vrou, se bruid, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Ja, hier het ek dit nou so mooi uitgebeeld. Wie het hom daar op daai kruis gesit? Satan. Satan wat hom daar gesit het. Hy het gekom met die doel om te kom sterf, maar dit is Satan wat sy haat teenoor Jesus wat hom daar gesit het. Ja, en Jesus hier het Satan geseëvier. Want dis waar hy Jesus wil sien. En wat gebeur met Jesus se volgelinge hier? Almal wat sy karakter nastrewe, dit is wat met hulle gebeur het. En Jesus het gesê, as julle my volg, gaan hierdie wêreld julle haat. Daar's nie plek vir julle in hierdie wêreld nie. En dit is hoekom ek nou weer vir ons luisteraars wil sê, as julle gaan ophou om die geleerdes van hierdie wêreld te volg en julle begin Jesus volg, gaan die wêreld julle haat. So julle moet dit aanvaar. Dat as julle gaan draai en Jesus begin volg, dan loop jy op dun ys wat maar dan gaan jy 'n vrede hê wat hierdie wêreld nie verstaan nie. Dan gaan jy soos die martelare daarso, gaan jy op die brandstapel kan staan en jy sal kan sing
van vreugde, terwyl jy, die ouens die vure om jou aansteek. En God het gesê, niks wat jy nie kan hanteer, sal oor jou kom nie. Al is jy daarso, daai plek, alhoewel dit nou lyk asof dit net 'n klomp duiwels is wat die God se kinders daar martel, was daai plek net so vol engele gewees. Ja. En nie een van daai het iets ontvang wat hulle nie kon hanteer nie. In Engels sê dit, it comes with the territory. It comes with the territory. So as jy Jesus volg, dan moet jy aanvaar dis wat Ja, jy Jy is nie gaan- meer van hierdie Ja. wêreld nie. Ons is op pad, ons is pelgrims hier, Ja. op pad na 'n beter wêreld toe. Hmm. En dit is ons wil daar uitkom. my droom. Kan ons maar, ons het hierdie een al gedoen, maar kom ons, Ja. kan ek maar net sê, ek is 'n gelowige, ek is 'n kerksmens, ek is 'n goeie En mens. glo. Ek glo. Nee, Dan sê hy ongelukkig vir nie. ons, Die duiwels glo ook en hulle sidder. Ja, want as jy die normale ou op die straat gaan vra, glo jy in God? Dan gaan sy antwoord sekerlik wees ja. ja, en ek gaan hemel toe want ek glo. Ek glo. Ja, en ek kom nou en dan, alhoewel dit meestal net met 'n sterwe of 'n troue is wat ek in die kerk kom, die feit by ek kom nog in die kerk, maar dit is nie Dit genoeg is nie nie. genoeg nie. Dit is nie genoeg nie. Want soos die liggaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Ja. Ja. Die geloof moet in wees en die werke moet daar wees. Die kop en die hand gaan saam. En die vers sê baie mooi, wys my jou geloof deur jou dade. Ja. Ja. Ja, dan sal ek jou vir jou sê wie jy volg. Ja. Nou, hier's 'n vraag wat jy nou vir ons kan antwoord. Wat van as ek nog nooit die waarheid gehoor het nie? Dan is dit oké. As jy nog nooit die waarheid gehoor het nie, dan is dit nie vir jou sonde nie. En hierdie is 'n belangrike een. Ek gaan jou sê, Ja. Wynand, hoekom ek dit sê. Want my oupa en ouma, my oupa en ouma Grootjie, hulle was voortrekkers geweest. Hulle het daai ou groot Hollandse Bybel voor in die wa gehad. Met hulle oggend en aand godsdiens het hulle al die werkers genooi en almal het daar in 'n kring gesit. Hulle was elke Sondag in die kerk gewees. Maar hulle het nie hierdie waarheid geken nie. Hulle het maar dit wat hulle gehoor het, dit was vir hulle die waarheid gewees. En hulle het maar net aanvaar Sondag moet die Sabbat wees. En 'n doop is maar 'n druppeltjie op die kind se kop en die nagmaal vat jy sommer 'n dop wyn en 'n stuk brood en Ja. hulle het nie die waarheid geken nie. Maar hulle het gewandel volgens die waarheid wat hulle En hulle het opreg gewandel. Vir hulle was die Sondag so heilig. Hulle en dit om reg gehou. Hulle het hom reg gehou. Ja. So en ek wil vir ons kykers sê, hierdie mense wat nooit geweet het nie, is onskuldig. En kyk hoeveel tekste het ons hierso. Daar's 'n teks, daar's 'n teks, daar's 2 tekste. Almal wat sê dat as jy nie die waarheid geweet het nie, is jy onskuldig voor God. Maar as jy die waarheid gehoor het, het jy 'n probleem. Kom ons lees sommer hierdie gou. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Daarso kom dit. So waar die sonde begin, toe hulle dit gehoor het en gesê het, ag, Hulle wil nie luister nie. not for me, not for me. En dan hierdie Handelinge 17:30 sê onkunde word oorgesien. Die Here het die tyd van die onkunde oorgesien. Maar nou is die ander vraag dan nou weer. As ek wel gehoor het en ek ignoreer dit, wat dan? Dan is jy 'n bietjie in die moeilikheid. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor. Wat se offer praat hy van? Jesus se offer wat hy vir ons gegee ons het. sondes op hom geneem het, daai offer geld nou dan nie meer vir jou nie. Want jy wil Dan gaan jy vir jou eie sonde die straf moet dra. En dit is die ewige dood. So ek wil basies sê jy aanvaar nie wat Jesus vir jou gedoen het nie. ja, En moenie Jesus se karakter verwerp en dink jy gaan hom jy's nog 'n kind van hom nie. As jy Jesus wil volg en jy het hom lief, moet jy sy karakter ook lief hê en dit is sy wet. So asseblief, hierdie is
baie belangrik. Ja, dit is so belangrik, want dit is alles liefde en Mm. Jesus het dit in liefde gedoen en ons vertel hierdie dinge uit liefde. liefde. Ons word nie betaal om hier te sit en hierdie dinge te doen nie. Ons doen dit omdat ons Jesus liefhet en omdat ons naaste liefhet. Wil ons die waarheid vir hulle gee en dit gaan my hart ook breek soos wat dit die engele se hart breek as mense hierdie dinge hoor en sê sorry, dis nie vir my nie. Hoe sien mense hoe sien God mense wat sy wet ignoreer? Kyk net, jy weet dit is al 'n klap in sy gesig as jy vat wat hy was in sy gesig gespoeg en geslaan, hy's gekruisig, hy het elke belediging in die boek gehad om ons te red en dan kom mense en hulle sê not for me en dan sê hy u dreig die vermeteles as vervloektes wat van u gebooie afdwaal. En dit is nie omdat hy hard is nie. Nee, dit is as jy net dink wat het hy vir ons gedoen en as jy dit nou in sy gesig teruggooi, dan is dit sy reaksie daai. Hy sien jou as vermetel en as 'n vervloekte. En hierdie u verag almal wat van u insettinge afdwaal. Ja. Verag. En sy insettinge is als liefde. As jy van sy insettinge afdwaal, dwaal jy van die liefde af. Liefde en vryheid. Jy verloor ook jou vryheid. As 'n land of enigiemand wat daai wette verwerp vryheid ook. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees by jou ingang en vervloek sal jy wees by jou uitgang. Maar weet jy, as die Here sê hy gaan ons vervloek, dit beteken dit nie hy gaan jou slaan nie. Hy gaan sy genade, hy gaan net van jou onttrek. En dit sien jy. En as hy onttrek, wat gebeur met jou? Satan en sy demone wag om daai plek te vul en dit is hulle wat jou gaan vernietig. Dit is hulle wat jou gaan trap. Dis nie Jesus wat jou gaan trap nie. Jesus onttrek net van jou en elke ramp in die boek tref jou dan. Wat 'n voordeel hou dit dan vir my in as ek die wet onderhou? Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. En kyk hoe gelukkig is daai vrou. Dis gelukkigheid. Ja, jy gaan net vreugde hê as jy daai en vrede as jy dit deel van jou lewe maak. Ja. En volgens dit wandel. Jesus se karakter joune maak. Hy gaan nie vir ons hierso rykdom gee en hierdie ons koninkryk maak nie. Ons is op pad na 'n ander koninkryk toe. As jy na Jesus kyk, jy kyk na sy apostels, jy kyk na sy profete, hoe het hulle gelewe? Ja, so in die veld, in die bos en onder die bome geslaap. In die pragt wat Jesus geskaap het. Hulle het geen goud en silwer gehad nie, maar hulle het 'n vrede en 'n geluk gehad wat hierdie wêreld nie kan ken of ooit kan beskryf nie. Maar hulle is op pad na 'n koninkryk waar die paaie van goud is. Dis waar ons wil gaan, ons wil 'n paai gehad. En dit gaan nie oor die goud of die silwer nie. Dit gaan om by Jesus te wees. Ja, ons herder, ons verlosser, ons redder. Die mooiheid en die pragt en die praal, dis net 'n bonus. Ja. Maar jy wil by Jesus wees. Stap in sy wet en dit is wat vir jou wag. Geluk, vrede, verligte oë, verblyde hart, wysheid en 'n verkoopte siel. En dis nie eers al nie. Lees hierdie een ook vir ons. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die Here jou God. Ja. Waar wil ek wees? Die kop. Ek wil die kop wees. Daar sy. En die Here sê as ek hom volg, sal ek nie die stert wees nie. Die volgende teks het ons nou nie opgesit hier nie, maar die volgende teks sê jy sal uitleen en nooit nodig hê om te leen nie. Jy sal vir die ander 'n seën wees. Jy gaan nie van ander afhanklik wees nie.
maar jy gaan 'n seën wees. vir ander mense. Ja, soos wat Jesus toe hy op die aarde het hy niks gehad nie, maar nogtans kon hy 'n seën wees vir almal om hom. Hierdie een is vir my amper die mooiste skyfie, nê. Mm. Kan ons nie maar net deur die Heilige Gees gelei. Hierdie wat het iemand al vir my gesê. Hy het dit vir my gesê. Hy sê die Heilige Gees is in ons kerk en as ons iets verkeerd sou doen, sou die Heilige Gees dadelik vir ons sê daarvan. En alles draai om die Gees. Ja, dit is as jy dan ook na daai kerk toe gaan. Al wat jy hoor is die Heilige Gees, die Heilige Gees, die Heilige Gees. Maar die Bybel is baie duidelik daarop. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dae, spreek die Here verder. Ek sal my wette gee in hulle harte en in hulle verstand sal ek dit inskrywe. Okay, die verbond wat hy gaan gee is watter verbond? Die nuwe of die ouer? Ja, dit is die nuwe ene. Dis die nuwe ene. Dis die een wat ons nou onder is, ja. En as jy Jesus gaan volg, dan skryf hy sy karakter in ons voorhoofde in. Wat sê hy nog? Wat het hy gesê? In die harte. Ja. Hy skryf sy karakter. Met ander woorde, as hy dit in my hart skryf, beteken dit ek gaan dit lief hê. Ek gaan sy karakter lief hê. En as hy sy karakter in my voorhoof skryf, dan beteken dit ek gaan hom uitlewe. Dit is so mooi, die Afrikaanse gesegde is, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Hy skryf hom in jou hart en jy gaan nie kan stil bly nie, jy gaan dit net jy gaan hom deel, want dit is 'n vreugde wat jy van gaan oorloop ook. Die trooster sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy sal van my getuig, hy sal my verheerlik. Okay, so as ek nou wil sê, maar ek word deur die Heilige Gees gelei, waarheen gaan hy my lei? Hy gaan my teruglei na die herder toe. Hy gaan my na die leisman, die raadsman, die sterke God, die ewige Vader, die vredevors, skepper en verlosser. Dit is nou waar hy gaan my soontoe lei, want dit is waar my redding is. Ja. Nou baie mense, ek wil net hierdie een punt sê, ewige Vader, dan sê hulle nee, dit is nie Jesus nie, dis die Vader. Maar Jesus is ook ons Vader. Ja. Hy het vir sy disippels gesê my kinders. Hy het vir daai vrou wat aan bloedvloeiing gelei, My dogter. het hy gesê my dogter. So as hy sê my kinders, dan beteken dit Hy is ons Vader. hy gaan vir ons soos 'n Vader wees. Saam met ons hemelse Vader gaan hy ook vir ons soos 'n Vader wees. En as ek deur die regte Gees gelei word, dan gaan hy nie die fokus op hom vat nie, hy gaan my teruglei na Jesus toe. En ek gaan weer daai herder. Ek wil een van daai skape wees wat die herder loop. Ja, hy het my geskape, hy het my verlos, hy het vir my sonde gesterwe, ek volg hom. En hy gaan my binnekort kom haal en vir jou en vir al sy kinders. Almal wat wil luister. Hou jou oë net op Jesus. Dit is nou die punt wat ons so graag vir die hele wêreld wil hulle fokus op Jesus kry, want dit is wat die Bybel sê. En ek het nou die dag het 'n ou weer vir my gesê, Jesus is die ou verbond. Eers na Jesus opgegaan het die nuwe verbond begin, né? Ek het dit ook gehoor. Het jy dit al gehoor? Ja, ek weet nie hoe kan jy in sy voetspore volg nadat hy gesterf het, nadat hy opgevaar het nie. Ja. Ek bedoel hy's weg, wat so voetspore het hy dan nou? Presies. Jy moet mos volg wat hy gedoen het, dis wat jy doen. Ja, Matteus 28 van vers 19 af sê hy, gaan na die hele wêreld toe en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Wanneer het hy dit geleer? Terwyl hy op die aarde saam met hulle gewandel het. Nie hy het nie na sy opstanding vir hulle geleer nie. So daai hou geen waarde nie. Ek voel eintlik jammer vir mense want dan gooi jy Jesus heeltemal uit. Ja. Jy gooi sy wet uit, jy gooi sy karakter uit, jy gooi hom uit. Ja. Dit is gevaarlike terrein waarop jy loop. Ja. Jesus is ons enigste weg, waarheid en lewe, volgens Johannes 14 vers 7. Daar is nie 'n ander weg behalwe Jesus. Ja, en daar's nie ook nie 'n kerk nie. Ons sê daar is wel 'n geloof wat in die volle waarheid gelei word. En daai waarheid is so maklik om te identifiseer want jy kyk na Jesus. En as jy na Jesus kyk, dan kyk jy na mense wat ook vir Jesus volg en net vir Jesus volg. En daar is so 'n kerk. Ja. En
ek gaan hom nie noem hier nie, want enige iemand wat die Bybel sê, as jy gaan soek, gaan jy vind, en as jy jou oë op Jesus het, gaan jy dadelik sy kinders raak sien, en jy gaan dadelik by die regte kudde aansluit. Want hiertoe is julle geroepe, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetspore kan navolg. Hy wat sê dat hy in Jesus bly, behoort self ook so te wandel soos wat hy gewandel het. Ja, so as ons wil wandel soos Jesus gewandel het, dan moet dit wees toe hy op die aarde was, nê? Nee. En waar sy bediening begin? By sy doop. Vir 3,5 jaar. Nou sien jy mooi, en ook sy hele, dis die 10 gebooie. Ja. Sy hele lewe, liefde. Dis al. Ja. Dis die hele 10 gebooie. Liefde vir sy Vader en liefde vir sy naaste. Soos ons daar by die Sabbat ook gesien het. Die Sabbat, die oggend was sy in die sinagoge, soos Lukas 4 vers 16 sê, sy gewoonte dit was sy gewoonte. En as hy by die sinagoge uitgegaan het, het hy weer gaan kyk, waar kan hy vir sy naaste 'n seën wees, waar kan hy mense genees en uitreik na hulle toe. Ja, liefde vir God, liefde vir jou naaste. En dit is die harmonie van die hemel, waar ons vir mekaar omgee, waar ons mekaar nie gaan uitbuit nie, nie vir mekaar gaan lieg nie, nie vir mekaar gaan steel nie, nie mekaar gaan moor nie. Dit is die karakter, en dit is die enigste karakter wat in die hemel kan ingaan. Ja. Ons sal nou daai teks ook opsit. Het Jesus sy gebooie onderhou? Ja, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, het hy gesterf. Sonder sonde het hy gesterf vir ons sonde. Maar toe hy daar aan daai kruis gehang het, was daar sonde op hom? Al ons sonde. Die hele wêreld se sonde was daar op hom gewees. En hy het vir elke persoon in hierdie wêreld het hy gesterf. Jy moet dit net aanvaar. Kom na hom toe en sê dankie. Ja, en volg hom, maar as jy hom wil volg, moet dit wees met jou hele verstand, jou hele hart, jou hele siel en jou naaste soos jouself. Want hy sê vir ons in Openbaring 3, ek sien seker van die vers nie, sê hy, as jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Jy gee jouself ten volle vir my, of jy gee nie jouself vir my nie. Dit is soos dat ek, Leon, as ek vir jou 'n koekie gee, en ek waarborg jou 99,9% dat hy nie hondebollie in het nie. Gaan jy hom eet? 99,9% waarborg op 100%. As hy nie 100% is nie, dan gee ek die koekie vir jou terug. Ja, dit is presies hoe daai liefde werk. Jesus wil 100% van jou hê. Hy is bereid om 100% van hom vir ons te gee, en daarom verwag hy 100% van ons. Daar's 'n teks in, ek dink is Jeremia 33, waar hy sê, hy sal as ons hom volg en ons harte vir hom gee, sal hy ons lief hê met sy hele hart en sy hele verstand. Presies soos wat hy daar by die 10 gebooie gesê het, dit is wat hy van ons wil hê, dat ons hom moet lief hê en hom volg met ons hele verstand, hart en siel. Ja. Kom ons begin die leer na die heiligheid klim. Daar is ons leer. En weet jy wat nou mooi is van hierdie leer? Al is jy op die eerste trappie en jy gaan dood. Jy begin klim en Jesus weet. Ja, as jy op daai eerste trappie klim, is jy gered. Jy's nog nie hier op die heiligheid van wie kan sê Moses of Henog of een van daai manne nie, maar as ons kyk na die dief van die kruis, het hy daai eerste trappie gevat. Was hy al bo op die kruis? Nog ver. Hy was op die heel eerste trappie en die Here het gesê, ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees, nê? So klim op daai leer. Maak nie saak waar jy op daai leer trek wanneer Jesus kom, want hy gee nie al jou sondes vir jou met een slag nie. Hy wys vir jou een dingetjie op 'n slag, een trappie op 'n slag. Klim jy op na jou heiligheid toe. En solank as wat jy op daai leer klim en nie afklim nie, maar opklim, dan is jy veilig. Is jy veilig. Want net 'n heilige karakter kan eendag by 'n heilige familie inskakel. Dit is Matteus 5 vers 48. As ek reg is, ek sê dit onder korreksie. Maar
Kom ons Oh, kyk kyk gou-gou. 5 vers 48. Ons kyk gou hierso. Wees hulle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. So dit was die regte teks. Wees julle volmaak, want eendag as julle in die hemel kom, Jesus is volmaak, ons Vader is volmaak, die engele is volmaak, en as ons by daai karakters wil inskakel, dan moet ons kan nie met vuil karakters by hulle inskakel nie. En as ons die wet wil uitgooi, is ons definitief vuil karakters. En dis hoekom daai vers eintlik, mens kan hom so baie gebruik. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my Pragtige teks gee. Want jy gaan nie enige een van jou sondes kan wegkry sonder die krag van Jesus. Ja, as jy eers jou fokus op Jesus het, dan kan jy sonde begin oorwin. As jou fokus nie op hom is, en weer eens, as jou fokus nie op hom is met jou hele hart, jou hele verstand, jou hele siel nie, dan is jou fokus nie op hom nie. Maar as jou fokus op hom is, sal jy elke trappie wat die Heilige Gees vir jou sê, goed, hier is die volgende trappie om te klim, gaan jy hom, en elke trappie is liefde. Ja. Elke trappie vat jou nader aan volmaakte liefde en na volmaakte vryheid toe. Weet jy wat sê Satan? Hy sê, as jy die wet wil onderhou, dan het jy geen vryheid nie. Vryheid is om die wet uit te gooi. Ja, dit is wat Satan sê. Ja. Hy wil die wet weggee, want dit is, hy weet, dis Jesus se karakter. As hy weg is, dan is hy baie happy. Ja, dit is waar Jakobus nou kom en vir ons sê, maar daai wet is liefde. Dis Jakobus 1 en Jakobus 2 sê dit vir ons. Daai wet is liefde. Dit is vryheid. As ons regtig liefde wil hê, liefde wil ervaar, vrede wil ervaar wat hierdie wêreld nie ken nie, kom terug na die karakter van Jesus toe, na sy wet toe. En daarmee kan ek afsluit. Ek het geopen met gebed, byna jy kan vir ons toemaak met 'n gebed. Kom ons sluit so aan. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie weer eens dat ons hier by mekaar kan wees vandag, die Here, en help ons dat ons hierdie karakter van U in ons lewens kan vorm, dat ons presies kan raak soos wat U is, die Here, net liefde kan uitstraal in die wêreld daar buite. En ek vra dat U dieselfde sal maak met al die kykers, die Here, dat U saam met elkeen sal wees en waar ons sukkel, die Here, dat ons hierdie Bybelvers deel van ons lewens kan maak, dat ons niks in ons eie krag kan regkry nie, maar net deur U krag kan ons oorwin. En ek vra dat U saam met ons sal wees. Praat in Jesus naam. Amen. Amen. En tot ons weer sien. Totsiens. Aangename week.